Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlike groet in die naam van die Here Jesus Christus. Ons is weer eens vandag gesond en ons is deurgedra en die Here het ons bewaar. En ons gaan vandag in die boeke van die Efesiërs 6 praat oor die wapenrusting van die Here. Efesiërs 6 vers 10 sê die wapenrusting van God. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en dat julle as alles volbring het, staande kan bly. Vers 14, staan dan vas, julle lende, met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, sodat julle bereidheid van die evangelie van vrede, en as skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Vers 10, eindelik my broeders, word dan kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte. Word dan kragtig in die Here, word dan kragtig in die Here, waar jy die woord hoor, word dan kragtig in die Here, waar jy die woord hoor, word dan kragtig in die Here. Ek maak los dat jy kragtig sal word in die Here, en die krag van sy sterkte, waar jy voel om op te gee, waar jy krag sal kry in sy sterkte. Die Bybel skryf in die boeke van Efesiërs 6 dat ek en u moet staande bly, en ek en u moet die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons staande kan bly. Die Here gee vandag sy wapenrusting vir ek en u om staande te bly. Wat is die wapenrusting wat die Here vandag vir ek en u gee? Ek wil hierdie boodskap titel, trek aan die wapenrusting van God. Yes, ek wil konsentreer op die gedeelte, die wapenrusting van die Here. Trek die volle wapenrusting aan. Wat is die wapenrusting van die Here? Nommer 1 is die woord van God. Vat die woord van God en spreek die woord van God. In elke omstandighede spreek die woord van God. Jy het net nodig om 'n woord te spreek oor jou situasie. Die vyand kan alles probeer attack, maar die woord van God, wat oor jou lewe gespreek is, sal hy nie kan van beroof nie. Van God gee jou die volle wapenrusting. Ek wil vandag met jou praat oor die wapenrusting, wat die Here vir ek en u gee om staande te bly teen die vyand. Trek vandag, meneer, mevrou, die volle wapenrusting van God aan. Ek maak los vandag oor elke kyker, elke luisteraar, die volle wapenrusting van die Here maak ek los oor ek en u se lewe. Die Here gee jou vandag die wapenrusting van God, sodat jy sal staande bly. Vir my is nie nog baie nodig om in te gaan in dieptes oor die wapenrusting van die Here nie. Ek maak dit net los oor 'n kyker en ontvang net die wapenrusting van die Here vandag oor jou, sodat die Here jou sal beskerm, sal bewaar, sodat die Here jou sal toemaak. Die vyand sal kom van verskillende rigtings,
maar die wapenrusting van die Here sal maak dat ek en u staande bly. Staan vas soos die Bybel sê en aanskou die verlossing wat die Here vandag vir ek en u sal bewerkstellig. Die evangelie is 'n blye boodskap en is 'n krag tot redding. En ek maak die krag van God los oor jou lewe, dat jy staande bly, jy's dalk vandag swak, maar die krag van die Here tel jou op. Die woord van God tel jou op. Die woord van God sal maak dat jy staande bly. En ek wil losmaak in die feesseisoen, die wapenrusting van God in 2025, se festive season, gaan jy staande bly. As hulle jou ken as 'n 11 maande Christen, wat die 12de maand afvallig raak, sê ek die wapenrusting van God gaan maak dat jy 2025 staande sal bly in festive tyd. Die Here dek vandag 'n tafel in die woestyn voor jou teenstanders. En ek spreek 'n woord oor ons land, dat ons sal staande bly. Die seisoen sal jy staande bly. Die duiwel sal niks kan doen aan jou nie. Ek maak dit los oor 'n kyker, ek spreek 'n woord van profesie oor jou lewe. Jy sal staande bly. Jou familie sal staande bly. Jy sal vashou aan die evangelie van die Here. Hy trek jou weer aan. Festive season, God trek jou aan om staande te bly. Hy trek jou aan skoene van bereidwilligheid. Ek sê dit vandag met boldness. Jy sal nie afvallig raak nie. Jy sal nie terugval in die ou natuur nie. Jy sal nie terugval in sonde nie. En die woord van God is sterker, is kragtiger, as enige iets wat jou probeer wil laat val. Die woord van God tel jou op in die festive tyd. En ek maak los die volle wapenrusting van die Here, maak ons los. Trek die volle wapenrusting van die Here aan. En ek wil draai deur jou te sê, Joseph se pa gee hom 'n coat of many colors. Hoekom hy hom 'n coat of many colors gee, is omdat die Here het geweet, die vyand gaan wil kom, om vir Joseph te probeer attack, om hom van fokus af te vat, om hom te beroof van sy bestemming af. Ek en u is bestem om dit te maak deur 2025 met die Here. Sterker sal ons ander kant uitkom, van die Here beklee ons, hy trek ons aan, en Joseph se pa gee hom 'n coat of many colors, sodat hy staande kan bly. Die is die seisoen wat die Here die kerk laat staande bly, huwelike laat staande bly, families herstel. Hierdie festive tyd is 'n tyd waar ons moet liefde koester teenoor mekaar. En ek maak vandag los oor elke kyker, dat jy staande sal bly in die tyd. Jy sal nie afvallig raak nie. Ek spreek 'n woord van profesie oor Suid-Afrika. Die 12de maand sal jy staande bly. 12 praat van dominion. Jy sal staande bly. Trek die volle wapenrusting aan. Ek maak dit los oor Suid-Afrika. Die volle wapenrusting trek die Here aan vir ek en u. So wanneer die vyand kom, sal ons staande bly. En ons sal sê, soos hierdie
gedeelte in die Bybel sê, en ek sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op tyd, en jy sal staande bly. Die volle wapenrusting oor jou huwelik, volle wapenrusting oor jou werk, volle wapenrusting oor hulle wat jou lewe wil vat in die tronke, die volle wapenrusting maak ek los oor gevangenisse, los oor hulle wat in hospitale is, die volle wapenrusting van God maak ons vandag los. Trek die volle wapenrusting aan, word kragtig in die woord van die Here. Die Here maak 'n honger los vir jou in die festiviteit, om meer tyd te spandeer met die woord van die Here, om meer in God se woord te gaan. En ek wil afsluit deur jou te sê, Jesus het jou lief. Hy het jou so lief, dat hy jou deur die hele jaar gedra het, en dat jy nog altyd hier is. Jy dalk nie nou bereik wat jy moes al bereik het nie, maar jy definitief iets bereik in die lewe. Dit wat jy bereik het in die lewe is meer as genoeg. Die Here trek jou vandag aan. Veste wil jou uittrek, maar die Here trek jou vandag aan. En as jy vandag sê, ek trek die volle wapenrusting van God aan, sal die Here dit vir jou gee. Hy wil jou aantrek, maar as jy bereid dat die Here jou aantrek. Vandag maak ek los dat die Here mense los sal maak wat bereidwillig is, sodat hy sy wapenrusting vir ons sal aantrek. Mag die Here die boodskap seën. Elke persoon wat ingeskakel is, sal seën. Mag die Here ons dan nou vat van krag tot krag. Ontvang dit net vandag, vat geloof vandag. En sê, ek trek vandag die volle wapenrusting aan. My vyande sal my nie onderkry nie. Omstandighede sal my nie onderkry nie. Die jaar gaan ek sterk afsluit, want ek weet, ek is bekleed met die volle wapenrusting. En as jy die wapenrusting aangetrek het, kan jy seker weet, jy sal dit maak tot die einde van die jaar, en jy sal instap in die nuwe jaar, omdat jy bekleed is, en jy is aangetrek. Vader, ek kom vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons het so die wapenrusting van U nodig in die tyd, Here, omdat ons besig is, omdat die jaar besig is om te draai, Here, is dit nou ons tyd om staande te bly, Here. En ons is in die laaste maand van die jaar 2025. Daarom vra ek vandag dat U ons as Suid-Afrikaners aan sal trek, Here. Die vyand sal alles in sy vermoë doen om ons weg te hou van U af, om ons uit U teenwoordigheid te vat. Maar ek kom vandag, Here, en ek vra, soos U gesê het in die woord, U soek iemand om in die gap te staan. As U niemand in die gap sien nie, gaan U die land vernietig. Hier staan ek, Here, as 'n man van God. Omdat ons is in die Kersseason, staan ek as 'n man van God en ek vra dat U ons asseblief sal aantrek, Here, sodat die vyand niks kan doen aan ons nie, sodat ons sterker die jaar kan afsluit. Met U aan ons kant kan ons dit maak. Dankie dat U ons deurgedra het tot nou, en dankie vir die hand van beskerming wat was oor ons lewe. Moet ons nou in die laaste paar dae van die jaar 2025 nie alleen laat nie, Here. Hou ons hand, Here. Trek ons aan, Here. Terwyl baie mense luister na die gebed en hulle strek hulle hande uit, so trek U hulle vandag aan. U trek hulle aan in Jesus naam. Amen.